Welkom by Wiskundige Geletterdheid, inleiding tot finansiële dokumente vir graad 10, 11 en 12. In hierdie video gaan daar na die volgende gekyk word. Eerstens gaan ons kyk na voorbeelde van verskeie finansiële dokumente. Daarna gaan ons kyk na die terminologie en inligting wat op finansiële dokumente voorkom. Hier volg 'n paar voorbeelde van finansiële dokumente. Ons kyk eerstens na 'n rekening. 'n Rekening is 'n rekord van 'n finansiële instelling wat alle transaksies in 'n kliënt se rekening oor 'n spesifieke tydperk opsom. 'n Voorbeeld hiervan is soos klererekeninge wanneer jy by Jet of Ackermans of Foschini klere op skuld koop. Dit kan ook meubels of verskeie items wees wat jy op skuld koop, soos byvoorbeeld 'n rekening by House & Home of Builders Warehouse. Jy kan hier sien dat ons 'n voorbeeld van 'n klererekening wat die aankope en betalings van mevrou DT de Beer toon. Hierdie is 'n voorbeeld van 'n kasregisterstrokie. Dit is 'n dokument wat jy by 'n winkel ontvang en dit dien as 'n bewys van die goedere wat jy daar aangekoop het. Dit is soos die strokie wat jy by plekke soos Checkers of Spar of Pick n Pay ontvang na jy betaal het. 'n Bankdokument is 'n rekord van 'n bank wat alle transaksies in 'n kliënt se rekening oor 'n spesifieke tydperk opsom, byvoorbeeld bankstate en bankfooi strukture. Die laaste tipe dokument waarna ons gaan kyk is 'n huishoudelike rekening. Dit verwys na 'n rekord wat aan 'n kliënt aandui watter dienste deur die huishouding gebruik is, byvoorbeeld water, elektrisiteit, telefoon en selfoon. Hier sal julle sien is 'n tipiese voorbeeld van 'n rekening wat jy van die stad Kaapstad vir water, elektrisiteit en dienste sal ontvang. Nou gaan ons na die belangrike terminologie kyk wat op hierdie dokumente voorkom. Dit is baie belangrik dat jy hierdie terme goed ken sodat jy verstaan watter inligting op die dokumente voorkom. Eerstens gaan ons kyk na die beginsaldo of die openingssaldo. Dit is die bedrag verskuldig aan die begin van die tydperk. Hier op hierdie dokument sal jy sien dit word as die openingssaldo aangedui. Dis die bedrag geld wat die persoon aan die begin van die rekening skuld. Dis die vorige maand se eindsaldo. Die eindsaldo is die bedrag verskuldig aan die einde van die tydperk. Die eindsaldo was soos volg bereken. Jy sal sien daar was 'n openingssaldo van R3.450.15. Dan was daar 'n kontant betaling van R280 wat ons openingssaldo verminder het na R3.170.15. Nou is daar 'n aankope op die 23ste van die maand en daar sal jy sien daar's 'n aankope van R55.50. Dit verhoog ons saldo na R3.225.65. Dan is daar ook 'n verdere aankope van R120.15. Dit verhoog ook ons saldo na R3.345.80. Daar was ook 'n verdere aankope van R500 wat ons saldo nou verhoog na R3.845.80. Dit is dan ook ons sluitingssaldo. Dis belangrik dat jy verstaan dat ons 'n openingssaldo het aan die begin van die maand of die begin van die rekening. Dan kan daar betalings geskied wat hierdie saldo verminder. Dan kan daar ook verdere aankope gebeur wat die saldo sal verhoog. En wanneer ons hierdie aankope bytel en die betalings aftrek, sal ons die sluitingssaldo of die eindsaldo kry. Kom ons kyk nou na die verskillende tipes saldos. Eerstens sal ons kyk na 'n kredietsaldo. 'n Kredietsaldo beteken jy het meer betaal as die bedrag wat jy geskuld het. Kom ons kyk na die konteks van 'n rekening. Jou selfoonrekening was R500 vir die maand, maar jy het R600 betaal. Jy het dus R100 ekstra betaal en nou het jy R100 krediet op jou rekening. In die konteks van 'n bankstaat sal ons kan sê jou salaris was R10.000 en dit is in jou bankrekening inbetaal. Jy het net R5.000 daarvan gebruik, dus het jou bankrekening 'n kredietsaldo van R5.000. Die volgende tipe saldo is 'n debietsaldo. Jy het minder as die bedrag wat jy geskuld het betaal. Daar word nog geld geskuld.
'n voorbeeld hiervan in konteks is as ons kyk na 'n rekening. Jou selfoonrekening was byvoorbeeld R500 vir die maand, maar jy het net R300 betaal. Jy het dus R200 te min betaal en nou skuld jy nog R200 op jou rekening. So jou rekening gaan 'n debietsaldo van R200 hê. Nog 'n voorbeeld in die konteks van 'n bankstaat. Jou salaris van R10,000 is in jou bankrekening betaal. Jy het R12,000 gebruik. Dus het jou bankrekening 'n debietsaldo van R2,000. Jy het dus meer spandeer as wat in jou rekening was. Jy sal dus dan ook 'n oortrokke fasiliteit op jou rekening hê. Jou rekening het dus 'n debietsaldo van R2,000. Die betaaldatum is die datum waarop die rekening betaal moet word. Dit word gewoonlik aan die bokant van 'n rekening aangedui. Die bedrag betaalbaar is die bedrag geld wat betaal moet word. Dit kan die volle bedrag, 'n minimumbedrag of persentasie van die totaal verskuldig wees. Wanneer 'n rekening ten volle betaal word, sal ons sê die rekening word vereffen. Daar is ook debiet- en krediet-transaksies. Debiettransaksie beteken geld beweeg uit jou rekening uit. 'n Voorbeeld hiervan is soos 'n debietorder. 'n Derde party trek geld uit jou rekening uit. Jy gee toestemming daarvoor, maar jy het min beheer daaroor. 'n Stoporder is wanneer jy aan die bank instruksie gee om geld aan die derde party te betaal. Jy het baie meer beheer daaroor en jy kan makliker die datum van die transaksie verander of kanselleer. 'n Krediettransaksie is wanneer geld in jou rekening inbeweeg. Dit is soos byvoorbeeld as jou salaris inbetaal word. Jy het geld ontvang. BTW is ook 'n belangrike term wat jy moet ken wat op rekeninge voorkom. BTW is 15% in Suid-Afrika en dit staan vir belasting op toegevoegde waarde. Maak seker dat jy hierdie afkorting ken, want dit word baie in toetse gevra. BTW is 'n vorm van belasting wat op sekere goedere gehef word en deur die regering bepaal en ingevorder word. Dit is ook belangrik dat jy die verskil tussen BTW vrygestelde items en items wat BTW uitgesluit is, ken. Kom ons kyk nou eers na BTW vrygestelde items. Hierdie items word gewoonlik met 'n sterretjie of 'n hitsmerk of 'n hashtag op 'n strokie aangedui. Hierdie items is vrygestel van BTW. Dit sal dus nie met 15% vermeerder nie. Voorbeelde hiervan is vars groente en vrugte, meel en sanitêre produkte. Items wat BTW uitgesluit is items wat nog belas moet word met 15%. Daar moet nog BTW bygetel word. In die volgende video's gaan ons kyk na vrae en oefeninge wat gaan oor finansiële dokumente, sodat jy voorberei kan wees vir wat jy in die toetse en eksamens kan verwag. Onthou ook, soos die quote hieronder sê, good money management is good life management. Die vaardighede wat jy hier leer, is nie net belangrik vir die toetse wat voorlê, maar ook vir die lewe na skool.